Die DA het egter gevoel dat in plaas van hierdie belastingverhogings kan ons liewer die koste sny en ons stel voor dat daar 'n omvattende studie gedoen moet word, 'n analise moet gedoen word van die totale staatsbesteding en uitgawes van die staat. He tried to increase a lot of spending on poor people within the constraints that we are confronted with as a country with a low growth which is taking place in this country. And our worry is that the corporate tax continues to decline. And individuals are the ones that are the biggest contributors to the fiscus of South Africa. In die eerste plek sê ons dit is nie goeie nuus vir die belastingbetalers van Suid-Afrika nie. Die belastingbasis is nog basies dieselfde. Van ons praat hierso van 5 miljoen mense wat moet betaal vir 55 miljoen mense. Die Vryheidsfront Plus is teleurgestel dat daar nie 'n verhoging was in BTW nie, want net 'n enkele 0,5% verhoging sou ongeveer 10 miljard rand reeds gegee het vir die belasting om dan te kon gebruik. Ons het ook gesê, kyk na die korrupte besteding en wanbesteding wat 30 miljard rand per jaar beloop. Indien ons dit sou aanspreek, sou dit nie nodig gewees het om daai belastingkoers te verhoog. Ongelukkig, die hoof van die regering op hierdie stadium is mors soveel geld. Dit is onmoontlik om te sien hoe dat hy dit kan bekostig. In die eerste plek, om versigtigheid in die gebruik van fondse te behaal. Mens moet die uitvoerende gesag verkleiner.